Halleluja. Aan hom die ewige en die almagtige. Hy wat is en was, en hy wat sal wees tot in alle ewigheid. Die woord sê, daar gaan 'n dag, en daar gaan 'n uur, daar gaan 'n oomblik kom, waar elke knie sal moet buig, en elke tong sal moet bely, dat hy werklikheid, dat hy God is. Sommige tot hulle ewige verderf, want baie gaan te laat om aanbid. En wanneer hy sê, daar kom 'n dag en 'n uur, verwys hy spesifiek na hulle wat hom nie wou glo, terwyl hy hier was nie. En terwyl hulle hier op hierdie aarde was, hy wys spesifiek na hulle. Daarom gebruik ek en jy reeds nou al die voorreg om hom te loof en hom te prys, want hy het wonders gedoen hier binne in my en binne in jou. Nou, vanmôre gaan ek bedien, ek wil net eers ook aan hom al die lof gee. En die tyd van die jaar is daar een offer by my wat sê, deurgedra. Hy het my en ons deurgedra. Dis so, dat die Satan het Desember, begin Januarie, vuriglik begeer, om ons almal soos koring te sif. Maar hy het my en jou beskerm, my en jou bewaar en deurgedra, en daarom is ons nog hier vanmôre. En is ons nie net somme hier nie, nie, ons is lewende offers. Ek sê ons is lewende offers. Hy het ons deurgedra, al die lof, al die eer en besonder al die heil en al die ere aan hom en hom alleen. Nou, terwyl hy met my gister en vanoggend praat oor vanmôre se deel waaroor ek met u wil praat, en ek gaan nie lank wees nie, maar dit wat ek gaan sê, gaan kragtig in u gees rus. En ek besef vanmôre dat dit wat die Heilige Gees my geopenbaar het, is Afrikaans of Engels of enige menslike taal te arm om tuis te bring. En daarom vra die Heilige Ruach, Heilige Gees, bedien ons en versoen ons vanmôre met die hart van die Vader, sodat ons vanmôre nie na 'n preek sal luister nie, maar dat ons na die hart van ons Vader sal luister. Waarom? Sodat ek en jy 'n insig kan kry. Weet u wat, as ek nou net 'n voorbeeld kan gee, as almal nou, en nou gaan ek sommer net gemeenskaplik praat, as almal vanmôre hier moet hoor, na diens, as jy huis toe gaan, en jy maak jou selfoon oop en jy gaan op jou bankrekening in, gaan julle almal agterkom, daar's 1 miljoen in julle bank inbetaal. Kan ek jou verseker, gaan almal gemeenskaplike vreugde hê, en 'n blydskap hê, en almal gaan dink, wat kan ons koop? So verlang ek vanmôre, dat almal moet hoor, wat het die Vader vir ons almal geberei, gegee, sodat as elkeen het vanmôre verstaan, snap en vat, dat elkeen vanmôre gaan besluit, van nou af, hoe gaan ek lewe? Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek hom nou begin bely? Hoe gaan ek hom nou kan begin groot maak? Ja, laat ek het so sê, te veel weet, te min glo. Want jy sien, weet net,
Maar glo is 'n werkwoord, jy doen iets oor wat jy weet. Nou, as ons op baie moet reageer, of skroteneer, of wat ons sien gedoen word, dan kom ons tot 'n slotsom en glo. Ek gaan nou vir u lees, en ek beperk die verse terwille van tyd, maar soos ons aangaan sal ek meer, en om nou net terug te kom, ekskuus, terwyl hy my vanmôre bevrug met my hier oordeel, toe sê ek in my gees, by myself, mag ek dalk die vermoë kry om kalm met die volk te praat. Want ek sou so graag dit vir elkeen persoonlik in jou gees wil laat inval, sodat dit wat die hemel begeer 'n werklikheid word vir ieder en elkeen vanmôre. Of ek dit reg gaan kry, dit weet ek nie. Tyd sal leer. So as ek vanmôre bietjie kalmer is, se begeerte wat ek het, net om duideliker te maak. Kom ons lees in die opskrif van hierdie tema vanmôre, die volheid in hom. Wie glo vanmôre, of nie, laat ek eerder so sê, want dis meer die waarheid, vanweë die vyand se insprake. Gaan ek dalk nou 'n verkeerde of 'n vreeslike stelling maak, is die moontlikheid daar, dat meerderheid vanmôre hier nie glo, sy volheid kan van jou besit neem nie. En nou kritiseer ek julle nie, ek sê nie. Waarom? Want die vyand hou ons meer bewus oor ons foute en ons swakhede. Aan die een kant, en aan die ander kant is almal se begeertes nog nie totaal onmoontlik gegee nie. Het hulle hierdie lewe nog liewer as sy lewe vir ons. So daarom glo ek en roep ek Heilige Ruach vanmôre vir elkeen bewus te maak hoe subtiel die leengees van die vyand werk. Want, en ek sou nie vanmôre dit wat ek bring, as Nico self nie glo nie. En ek weet wat kos dit my. Ek kry basies daagliks uitdagings oor wat ek hier preek en wat ek hier glo. En jy sien, ek kan nie vir u goed preek en ek leef nie self nie. Maar moet ek vanmôre sê, druk elke preek my om te buig en te activeer. Maar nou moet ek dit sê, stadig maar seker. Vyand is sy genade besig om my in 'n ander riehalm te vat en meer oop te maak, en op grond daarvan kan ek sê, Satan en doderyk nag vir jou. Probleme, krisisse, nag vir jou. Want die God wat ek aanbid, hy's met ons, hy's by ons, en hy's saam met ons. En mag vanmôre elke siel hierdie oorgawe in jou gees kry. Jy stel dit so kosbaar vanmôre in die bidkamer, vir al ons wat daar so by mekaar kom om hier te kom bedien, gebedien, toe sy verwys het na die Malaatses, hoe hulle geglo het, en hoe hulle gevat het, mag dit vanmôre ook hier losgemaak word. Die volheid in hom, jou gees vanmôre
waar hy nog nooit geprik was nie. Om tyd te bespaar, lees ek van die 12de vers af. U sien dit daar in die oorspronklike taal, ek lees vir Afrikaans. Hoor nou wat begin, hy sê, en die Vader mag dank. Met ander woorde, kry 'n lofoffer. Nou u sien, baie kan 'n lofoffer gee, omdat daar gevra word. So lofoffer is 'n gedwonge saak. Maar 'n spontane lofoffer is iets wat jy in jou hart geontvang het. En omdat dit hier lê. Ek gaan nou iets vreeslik sê en ek weet dit kan vir my moeilikheid gee. Ek het al gesien wat temperamente verskil mos. Ons almal se temperamente verskil. Maar ek het gesien, as iets besonders vir wat se temperament ook al gebeur het, is daar 'n lyfreaksie. Maar nou wil ek vir jou dit sê, groter as enigiets wat ooit al menslik by jou gebeur het. Groter is hy. So as daar iemand is wat 'n lyfreaksie verdien, hoor mooi, is dit die God. Ek sê, is dit die God wat jou geskape het. Dan sal jy 'n spontane dankbaarheid hê. En jy gaan nie jouself limiet op grond van 'n temperament. Nee, jy gaan jou losmaak op grond van sy grootheid. En op grond van sy en die vyand laat nie jy moet hier goed sê nie. Van die vyand wil hê, kerk, stilte asseblief. Nee, die hemel sê, bring aan hom die lof. Bring aan hom die ere. En dan leer ek in die woord sê, dit klink soos donderslag. Halleluja, dis wat die Bybel sê. Daarom hoor nou mooi, hy sê, en die Vader mag dank. Hoor nou, wat ons bekwaam gemaak het, verlede tyd. So met ander woorde, net die wat in hulle gees lewend gemaak is, het 'n spontane lofoffer. As jy nie, en nou wil ek dit ook sê, hier mag 'n groot persentasie sit wat sê, maar ek voel nie lewend gemaak nie. Daar's 'n verskil tussen wat jy voel en wat is. Hoor mooi, jy het nie gesterf nie, hy het gesterf. Jy het nie Golgotha nie, hy het Golgotha. En wat hy gespreek het, het hy gespreek, en dis so. En alles wat hy gespreek het, is waarheid. En dit word lewendig die oomblik as ek en jy dit glo. En terwyl ek en jy dit nie glo nie, word nog niks lewendig nie. Nou sê die Vader mag dank, lof, eer, pryse hom te gee, wat ons bekwaam gemaak het. Luister mooi, hy sê nie net dit vir jou gegee nie, hy sê, I gave you the ability. Daar sê sê, have made you sufficient. Satan, ek bestraf elke gees van swak selfbeeld. Ek bestraf elke gees van hoogmoed. En ek bid 'n ja van nederigheid. Ek bid 'n ja van gesindheid, sodat hierdie hele volk vanmôre in 'n vryheid en in 'n gees van bekwaammaking gaan inbeweeg wat vir u sufficient is. 'n Sufficient lofoffer. Met ander woorde, dit wat die Vader verlang. Hoor mooi, hy het sy enige gebore seun vir my en vir jou gegee. En vanmôre verlang hy 'n lofoffer, of hy verlang 'n hart, of hy verlang 'n vreugde, wat vir hom 'n vreugde gee. Dit
chaotiese lofoffer nie. Dis nie 'n tradisie lofoffer nie. Dis nie 'n gemotiveerde lofoffer nie. Dis gebore. Jy kom agter, hy het jou losgemaak. Jy kom agter, hy lewe. En omdat hy hier lewe, sê hy, het hy jou ook dan bekwaam gemaak om hom nou iets te sê. Wie hoor? Om hom iets te sê wat vir hom die totale tevredenheid gee. Die totale blydskap gee. Wat sê jy, waarom het jy sy seun aangeneem, geërvaar en gebelewe? Nou, ek gaan nie hier oor preek nie, maar ek noem net om die skrif vir jou duidelik te maak. Om deel te hê. Het jou bekwaam gemaak? Om deel te hê, sê deel te hê. Hoor mooi. Aan die erfdeel. You sufficient for your share, say share, in the inheritance of the saints in the light. Sê dit nie nou alleen. Ek en jy is geroep vir groter dinge nie. Is iemand wat het snap? Sê dit nie. Sê dit nie. Hier is 'n ability wat hy binne in my geplaas het. Ek kan vanmôre breek met gedagtes wat dwaal. Ek kan vanmôre breek met gedagtes wat sê ek begryp nie. Nee, hy het jou bekwaam gemaak om deel te hê van die bonatuurlike, van die goddelike, van die heiliges in die lig. Halleluja. Met ander woorde, my en jou uit hierdie menslike riekalm uithaal. Die vraag is vanmôre, wie wil? Wie te begeerte? Wie te verlange? En ek weet dat demone sal nou sê, bly weg, bly weg. Liefde vir die wêreld sal sê, bly weg, bly weg. Maar opregtheid van God sê, vanmôre sit ek my alles op die altaar. Opregtheid van God sê, vanmôre moet ek ontvang, vanmôre moet hy my bevrug, vanmôre moet hy my openbaar. Hy wat ons verlos het, hoor nou mooi, uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Oh, halleluja. Halleluja. Sy inspraak is op my. Om hierdie skrifvers te lees, is een ding. Om te sit en dit te hoor. As dit is wat jy deurgegaan het, wek dit 'n spontane. Dit beteken, en nou breek ek elke vyand se vloek. As jy dit hoor, gee dit jou 'n spontane lofoffer. Jy wag nie dat die pastoor jou motiveer nie. Want gees, so gees. So as jy dit hoor, is daar 'n eenstemming. 'n Sufficient ervaring. Ongelukkig het die kerk te veel geleer. Laat hulle die skrif lees, kom ons hoor wat sê hy, kom ons hoor wat preek hy. En dit geen gemeenskap met God self nie. Daarom maandagmôre het jy gister vergeet wat gebeur het. As jy vandag gebeleef het, het jy maandagmôre 'n ywer. Is daar maandagmôre 'n nuwe lied? Is daar maandagmôre 'n nuwe geloof? O, kom hier agter. Hy het my gelig. Ek is nie wat ek gister gedink het, ek is baie meer as wat ek regtig gedink het. Ek is. Hy het ons verlos het in die mag van die duister oorgebring in die koninkryk van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk
vergifnis van sonde, hoor nou mooi. Hy, dis Yahshua, is die beeld van die onsienlike God. Dit beteken, as jy Yahshua gesien het, het jy die Vader gesien. As jy hom gehoor het, het jy die Vader gesien. Die eerstgeborene van die hele skepping. Met ander woorde, God was en is. Maar toe kom daar hier iets by God. En toe besluit God om te skep. Maar hy soek toe 'n kanaal. Woord te wees. Want hy is gees. Maar hy soek woord. En as ek woord kry, gaan ek deur die woord alle dinge skep. Halleluja. Daarom sê in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alle dinge wat ontstaan het deur hom ontstaan. Besef dus hoeveel dinge geskep was na hom, deur hom. Ek gaan nie aan die ander kant in nie, dis iets verskrikliks, ek gaan nie meer daaroor sê. Hoor nou mooi, vers 16. Want in hom is alle dinge geskape, hoor nou mooi die stelling, gee duidelikheid, wat in die hemele en op die aarde is. Sienlike, onsienlike, trone, sowel as heerskappye, owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En nou hoor nou wat sê vers 17. Hy is voor alle dinge. En in hom hou alle dinge stand. Anders as gevolg van hom. Hy is die hoof van die liggaam. Naamlik die ene. Jy sien, jy bepaal, is die deel van die gemeente. Nou moet ek met respek sê, en nou nie my verkeerd verstaan nie, jou naam op die gemeentelys maak jou nie gemeente nie. Ja, waarheid. In die gees. Dit wat jy in die gees is. Amen. Dit sê, is jy gemeente? Of is jy nie gemeente nie? Hoor nou mooi. Hy wat die begin is, hoor nou mooi, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Halleluja. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van die kruis, ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Met ander woorde, hy sluit nie uit nie. Ook julle wat vroeër vervreemd was, en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou geversoen. Jy sien, as jy nie deur sy bloed gewas is nie, sien hy jou as vyhandig. So hy sien jou as 'n vyand. En as jy nie hom dan hierdie bekwaamheid en volheid bring nie, terwyl jy nog dink jy's kind, noem maar jou vyand. Ja, waarheid. So die woord sê, so dit duidelik sê, om vyhandig gesind was. Deur die bose werke het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle te heilig en sonder gebrek onberispelik voor hom te stel. Halleluja! En as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop
hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Ek het nie hulle gevra om hierdie skrif te lees, ek gaan net hierdie een volgende versie lees, en dan gaan ek net iets vir interessantheid noem, ek gaan glad nie daaroor preek nie, maar ek wil dit net vir die interessantheid noem. Nou sê Paulus sê nou vir die Kolossense, nou verbly ek my, hoor nou mooi, in die lyding. Kerk wil niks van lyding weet nie. As daar lyding kom, as julle waas God. Hulle wil nie ly nie. Luister maar, as jy nie kan ly nie, kan jy nie oorwin nie. Jy is nie sommer net 'n oorwinnaar nie. Jy moet toetsies skryf. Jy is sommer net 'n kind van God nie. Daar is iets wat jy moet deurkom om 'n kind van God te word. Hoor nou mooi wat sê. Ek my in my lyding vir julle aanvul, hoor nou mooi, in my vlees, hoor nou mooi, aan die oorblyfsels van die verdrukking van Jafashua vir sy liggaam, wat die gemeente is. Met ander woorde, soos Jafashua 'n prys betaal het, doen ek ook nog so 'n bietjie oorblyfsel terwille van julle. Ek gaan nie daaroor preek nie. Dit daar gelos, vers 19. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid, the fullness well pleased to dwell. Is 'n begeerte, dis 'n besluit wat die Vader geneem het, dat in hom, Jafashua, die ganse volheid sal woon. Hoor nou mooi, en dan sê, hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Besef, dis 'n geesteswet wat die Vader self gebepaal het. So sal dit werk, so gaan dit wees, en so bly dit. Hoor nou wat sê die 16de vers, en ek het dit net nou vir jou mooi gelees, ek wil dit nie net weer aksenseer. Want in hom, is alle dinge geskape. Luister mooi, in hom, dus, luister mooi, nie buite hom nie. In hom is alle dinge geskape, wat in die hemele is, en wat ook op die aarde is. Sy sienlike, sowel as onsienlike. En sy trone en heerskappye, owerhede en magte. Dan ek herhaal nou, en hy is die begin van alle dinge. En dan maak hy 'n groot stelling. En in hom hou al hierdie dinge stand. Wow, dit beteken dat nie net alleen is Jafashua die skepper van alles nie, maar hy is die alleenige rede vir sukses en vir volmaaktheid en vir volheid van alle dinge wat geskape is in die hemele, op die aarde, sienlike, onsienlike, trone, heerskappye, owerhede magte. O Satan, ek wil hê met dit vanmôre hoor, dat alles is in hom geskape, en dis hy in wie alle dinge stand hou. Met ander woorde, dat alle dinge wat deur hom geskape is, kan volmaak suksesvol wees. Luister mooi.
geskape is, net bietjie wil introspeksie hou. As alle dinge wat deur hom geskape is, net bietjie losbreek van die beperkte, mag ek het so stel, van die humanitêre, van die menslike, en nou gee ek nie hemel of aarde om nie, ek gee nie om sienlike of onsienlike, ek gee nie om nie trone, heerskappy, oorweer, ek gee glad nie om nie, maar as enige een van hulle, net kan introspeksie hou, en hulle self tot halt roep, dan gaan alles wat geskape is, in hom, tot die absolute besef kom, daar is sukses, daar is 'n volheid, en daar is 'n volmaaktheid. Mag ek vra, as jy dit vanmôre snap, en as jy dit vanmôre besef, wil jy nie vir hom net dankie sê, en wil jy nie net die Vader 'n lofoffer gee, en vanmôre besef, maar ek breek alle beperkings, ek breek alle tekorte, ek breek alles wat my weerhou van sy guns, ek breek alles wat my weerhou van sy volheid, ek hoor wat sy woord sê, in hom, is die volheid. En luister mooi, sê sommer net 'n wet nie, nee, dit in die Vader behaag. Weet jy hoe voel ek vanmôre by my eie huis, het ek so gevoel. Ek wil manifesteer. Ek skud af. Alle menslikheid. Ek skud af. Alle beperking. Hier's 'n woord, hier's 'n Godwoord. Hier's 'n rema woord. En ek weet vanmôre die magte van die hel hou nie van wat ek nou hier preek nie. Van die magte van die hel hou vir jou hierdie wêreld en hierdie lewe voor as die Alfa en Omega. Ek is vanmôre hier om vir die magte van die hel te sê, jy's 'n leengees, jy's 'n bedriegersgees. Daar's 'n God wat gebepaal het. Daar's 'n Vader wat gebesluit het. Ek het 'n woord gekry en deur daardie woorde gaan ek 'n skepping doen in hemel en op aarde, maar alles in hom. Nou luister nou mooi, dink dit menslik. In hom is daar geen beperktheid nie. Hy kan nie faal nie. Nog minder kan hy lieg. Nog minder kan hy twyfel. In hom is alles. Ja. En mag ek dit vanmôre oor julle spreek. As jy in hom is jy ja. En is jy amen. Ek sê dit vanmôre, as jy glo, jy is in hom. Maak hierdie God heerlikheid oor jou los. Maak hierdie God waarheid oor jou los. Laat hierdie God bonatuurlike karakter en kultuur van jou bonatuurlik besit neem. Jou hele wese verander. Want dis sy woord. Hierdie is nie 'n motivering nie. Dis 'n openbaarmaking van sy wil. Van sy woord. Van sy begeerte. In hom hou hy alle dinge stand. Halleluja. Nou gaan ek na 'n ander diepte toe. En ek is nie toegelaat nie, alhoewel hy my vanmôre hier oor bevrig het, is nie toegelaat om nou daaroor te praat nie. Ek gaan net die opskrif hier gee. Luister mooi. Alle dinge wat deur hom geskape is. In die hemel, jy moet luister wat ek sê, in die hemele en op die aarde, sienlike, sowel as onsienlike, hoor nou mooi, trone, sowel as heerskappye, owerhede, sowel as magte, nie een van daai goed. Vreeslike opskrif wat ek nou gee. Nie een van daai goed kon tot hulle volheid kom, of tot hulle volle sukses behaal, alvorens
plaasgevind het nie. Want hoe ek het vir u gelees. Hy is die eerstgeborene. Hierdie goed skud ons hele teologie. Hy is die eerstgeborene uit die dode. Ja. So baie goed was voor die kruisiging gewees. Maar niks het voluit geword. En ek is baie keer, ek moet keer ek nie aangaan nie. Alvorens die kruisiging die plaasgevind het nie. Met ander woorde, nou moet jy baie mooi in jou gees dit mooi toelaat. Dit beteken dat alles wat deur hom geskape is, hulle is outomaties in hom. En outomaties word hulle deur hom in stand gehou. Maar luister, die kruisiging en die opstanding is die stuiwer in die bees. Dit is die bekendmaking vir almal, vir alles wat deur hom geskape is. Ek sê, dis 'n bekendmaking vir almal en vir alles. Dis 'n motivering as gevolg van sy kruisdood, as gevolg van sy opstanding, kan julle alles wat geskape is, alles wat gebring was in hemel en op, julle almal kan volle vrymoedigheid vat deur die kruisiging en deur die opstanding. Is 'n volbrachte verlossing, 'n volbrachte vrymaking gemaak. Julle almal kan die volheid van hom wees. Met ander woorde, geen beperking nie. Die nagmaal, die kruisiging, is dus vir my en jou 'n herinnering. Jy's nie so swak of so sleg as wat jy dink jy is nie. En terwyl die vyand graag jou altyd aan jou verlede wil herinner, gee daai nagmaaltafel en hierdie kruisiging jou 'n gesag om vir Satan te herinner aan sy toekoms en jou toekoms. En dit verskil radikaal. Is die iemand, mag ek vra, is die iemand wat sê, laat u voluit. Mag ek vra, wie sê vanmôre, ek breek met hierdie beperkings in my gedagtegange, ek breek met hierdie beperkings in my geloof, ek breek met hierdie beperkings in my sieninge, en vanmôre wil ek geklee word met die volheid, met Okarabarabanda, met die volheid van sy heerlikheid, met die volheid, hy sê, die ganse volheid. Dit beteken, ons almal in hierdie hele skepping van hemel en aarde, sienlike, onsienlike, trone, heerskappye, owerhede, magte, almal sit met goddelike potentiaal. En luister mooi. Ag, ek gaan dit nou maar in die koekoetsel uitdruk. All hell will break loose. Die oomblik vir enige siel wat dit nou vanmôre vat. Wat vanmôre dit vir Obos en Barabando. Ek hoor sy inspraak nou, hy sê elkeen wat dit vanmôre vat, heel eerste gaan ek in jou liggaam my krag bewys. Heel eerste gaan ek in jou liggaam
jou bekend maak. Ek is die waarheid. Heel eerste gaan ek in jou liggaam getuienis bring, want ek gaan jou liggaam salf, ek gaan jou liggaam seën, en jou liggaam gaan die lewende offer vir my wees, om my blydskap, 'n vreugde en 'n oorwinning te gee. Halleluja! Halleluja! 'n goddelike potensiaal. En ek sê, all hell break loose vir Satan en sy demone. Alle tradisies gaan knak, alle vorige sienings gaan val, en alle swakhede waarmee die luister mooi, God het nie swakheid gemaak nie. Hoor nou mooi, hy sê in hom is die volheid. Dit beteken per se, is ek en jy toe ons gebore is, geskape in die volheid. Wie hoor, geskape in die volheid. Wie sê vanmorgen, ek breek my los in die vloeke van my pa of my ma of my familie of my wie ook al, ek breek los van die Satan wat my probeer bind het, en vanmorgen maak ek my los, vanmorgen maak ek my vry, en morgenoggend leef ek die lewe as die volheid van die Vader, die volheid van Jafashua. My gees wil net teruggaan na voor die tyd, en hy het gesê, nee, nie nou nie, op 'n ander dag, en ek het so belang, ek het so begeerte om dit oop te breek en te sê, maar nou kom Paulus na jou toe, en ek gaan nou net na die volgende hoofstuk toe, net dit vir julle te lees. Hoor nou mooi wat sê Paulus, pas op, dat niemand julle mislei, of as buit. Gister, toe ons daai 2 mense gedoop het, was my hart vol blydskap. En ek sê dit vanmôre as 'n getuie, met respek, om julle 'n rosie aan te steek en nie te beledig nie. Maar met respek, laas jaar plus minus die tyd, was net voor Kersfees, waar is Woutie? Nee, was net voor nuwe jaar. Voor Kersfees, dankie Lisa. Toe sê hierdie vrou, ons sit op die pavement. Ons het geen blyplek nie. Ons het geen kos nie. En vandag, gister, toe stap hulle deur die doopwater. Luister mooi. En die ander syd van gister was goddelike teenwoordigheid. Die ander syd gister was nie net mense wat gekom en ek wil my laat doop, en wat ek hoor die Bybel sê ek moet my laat doop nie. Nee, ek het 2 mense gesien wat een geword het met Jafashua. Ek het 2 mense gesien voor hulle gedoop word, toe skud hulle lywe, toe ruk hulle, toe staan in die liggaam 'n reaksie, want hulle besef, waar het hy ons uitgehaal? Maar hulle besef, ons het nou volheid in hom. Halleluja. Hy sê, daar's beroering in die hemel oor een siel wat ingekom het. Ek wil vanmôre al ons almal losmaak van die vloeke, losmaak van beperkingen, en ek wil almal vanmôre vrymaak om in die volheid, en vanmôre wil ek oor julle 2 spreek, die volheid van hom wat alles en almal sal vervul. Is hier iemand wat hom net 'n lofoffer wil gee? Is hier iemand wat net sy gees wil oprig en sê, ek gaan oorgee vir hierdie volheid, ek gaan oorgee vir hierdie waarheid. Halleluja! Nou sê Paulus, moet laat niemand julle mislei nie. Met ander woorde, nie laat mense vir jou twak praat nie. En dan nog meer, luister nou mooi, hoor hierdie gesag. Geen mens
praat twak. Dis die dwalende geeste wat in hulle twak praat. Geen iemand wat deur hom geskape is, kan nie glo nie. Dis nonsens. Dis die vyand. So dis 'n fyn lyn vanmôre. As jy 'n tekort by jou is van ek sukkel om te glo of ek sukkel om oor te gee, is dit 'n vyand wat jou beroof van die volheid, want in hom woon. En luister mooi, julle is deur hom geskaap. Ek herhaal, julle almal is net hy gee lewe. En hy gebruik 'n pa en hy ma, hy gebruik 'n ma, maar uit 3 miljoen gee hy besluit, wat 'n een gaan ek my volheid inlos. Hy besluit, wat 'n een gaan ek gebruik. En vanmôre is jy wys. As jy vanmôre besluit, ek jaag hierdie Satan in my weg. Ek jaag hierdie gees in my weg. Ek jaag hierdie swakheid in my weg. Ek is deur God geroep vir 'n volheid. Ek is deur God geroep vir oorwinning. En dis die Satan wat my uitdruk, soos hy 'n lemoen uitdruk en weggooi as hy al die sap gebruik het. So vat hy jou lewe, so verniel hy jou lewe. Maar ek bid jou vanmôre, hoor sy roeping, hoor sy raad, hoor sy lief. Hy wil jou red. Halleluja. Daarom praat Paulus mooi en hy sê, moet laat niemand julle mislei nie of wegvoer nie. Hoor mooi wat sê hy. Wegvoer deur 'n wysbegeerte of nietige misleidings nie. Hoor nou, volgens die oorlewering van mense. Volgens die oorlewing van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Yahshua nie. Wat 'n waarheid. Hoor nou mooi. Want in hom woon al die volheid. In him the fullness of the nature of Yahshua. Ek herinner myself jare terug en loof vir God vir die pa ma wat ek gehad het. As ek nie my pa gehad het, het ek nie geloof geken nie. Ek het by my pa geloof geleer. Almal ken dit. En ek gaan nou nie weer almal op nie. My ma, hoe sy gesing het, toe sy God geloof. Goeie mense, maar daar was 'n dag in my lewe toe hierdie goed vir my duidelik maak. Toe sê ek met respek, ek loof nie vir hulle, ek prys nie vir hulle, maar ek breek vanmôre al die koetsersvloeke. Ek breek vanmôre al die koetserswakhede. En dit beteken nie ek verag my familie nie. U moet my mooi verstaan. Maar almal het swakhede. Maar in hom. Wie verstaan van? Maar in hom woon. Kabarabarabata. En nou sê hy, want in hom woon al die volheid van die Godheid. Halleluja. Nou bring hy die hele pakket by mekaar. Ja. Amen. Volheid van die Godheid, nou sê hy, liggaamlik. Ja. Dis hoekom ek so gestel het op liggaamreaksies. Ja. Want as ek my liggaam kan kry om te reageer, is dit 'n manifestasie. Ek ontvang die volheid van die Godheid. En daarom ontvang so min. Want hulle kry nie hulle liggaam as 'n offer nie. Hulle kry nie hulle liggaam as 'n lewende wel nie kan negeer nie. Maar God moet die liggaam gesond maak. God moet die liggaam beskerm. God moet die liggaam bewaar. Maar die liggaam kan hom nie loof. Kan hom nie prys. Die volheid. Luister mooi. Nou, Nico sê dit vir Nico. Hoe kan jy jou bek hou? Ja. Soos iemand lank terug vir my sê, ons wil vir jou 'n houtkassie bou. Dat jy net hier binne kan staan. Stil staan en preek ons wil luister. Hierdie liggaam.
gekry. En luister maar, hoe meer hy vir my in die gees oopmaak, dan val ek my sommer in die dorp, loop ek. Want ek hoor iets by hom. Ek sien iets. En dit verduidelik sy grootheid. Ek staan in besighede, in 'n tou, queue, moet betaal. As ek kan gemeenskap met hom, dan hoor ek iets. Dan sê ek, karamanga. Ek kan my nie inhou nie, want hoe meer ek oorgee, hoe meer is dit 'n sufficient lof. En hoe meer ek hom die sufficient kan gee, hoe meer stort hy. Hoor nou mooi, hoe meer maak hy my deel van die heiliges in die lig. Wie wil die geesteswêreld beter leer ken? Wie wil die geesteswêreld beter leer ervaar? Dan wil ek jou vanmôre aanmoedig, kom in hom, leef in hom, verstaan hom, eer hom, prys hom, loof hom en aanbid hom. En laat niks en niemand jou mislei nie. Halleluja! Nou sê, en julle het die volheid in hom. Julle het dit. Is die Satan wat sê jy het dit nie. God sê jy het dit. Luister mooi. Weer met respek, met liefde. Want julle hoef nie hier oorskant is. Hierdie twee mense was twee drakkerries. So niemand moet ooit weer vir my sê, God maak nie drakkerries los. Hierdie twee mense was drakkerries. En ek onthou hoe ek moes geduldig wees. Maar ek so bly, ek bly bid vir hulle. Maar ek is bly, ek is nie bly oor my gebed nie. Ek is bly oor hulle geloof. Oor hulle gehoorsaamheid. Oor hulle wat besluit het. Tot hiertoe en nie verder nie. Satan, ek is nie langer jou asblik nie. Ek is die tempel van die lewende God. Ek dien hom in gees en in waarheid. Wie wil vanmôre oorgee vir sy volheid, sy volheid. Sy volheid. Alleen terwyl julle so staan, ek net gevinnig, hy sê julle die volheid in hom, wat die hoof is vir alle owerheid en mag, en wie julle ook besny is. Julle is nie in die vlees gesny, julle is in die hart gesny. Luister nou mooi, en dis waaroor ek nou gaan bid. Wanneer hy hier in die hart werk, sy is alles uiterlik. Jou wandel, hoe jy lyk, wat jy doen, wat jy sê. As jy eers 'n swak taal gehad het, het jy miskien nou 'n mooi taal. Bravo Saramando. Ek maak nou die volheid los. Ek bid nou die volle guns. En ek breek elke swakheidsgees. Ek breek elke sonde mag. Ek breek elke fout. Ek breek elke verlede. En ek spreek nou die volheid los. Oor elke man en oor elke vrou wat begeer hier vanmôre. Jou Satan, ek kom teen jou in die naam van Jahweh. Hy wat die kruisdood gebly het, maar wat opgewek is deur die heerlikheid van die Vader en hierdie mense een met hom gemaak het, maak ek nou sy volheid en hulle almal los. Laat dit so wees. Ek wil nou almal vanmôre bemoedig. Leer dit in jou liggaam om nie terug te hou as jy by God iets ervaar nie. Het sy in 'n song, het sy in Bybel wat jy lees, het sy in iets wat jy hoor, maar as jy dit hoor, laat jou liggaam wys jou dankbaarheid. Waarom, pastoor? Want die volheid bly in die liggaam. So as jy nie offer nie, kom dit nie in nie. Weet julle hoe voel ek nou? Ek gaan nou nie soos met dit doen nie. Maar ek voel ek wil nou sommer reg rondom hardloop en te kere gaan. As 'n manifestasie, ek hardloop in die hemelruim in. Ek hardloop in die lig in.
Ek hardloop in realings in. Ek hardloop in oorvloed in. En terwyl jy hom die lof en die eer gee, maak ek nou alle siektes, kanselleer ek in liggame. Ek kanselleer alle siektes en ek kom nou vir oom Sam en ek roep nuwe knieë oor oom Sam. Ek roep natuurlike knieë oor oom Sam. Ek maak dit nou los oop oor Tannie Annette, oor Samyn in die hospitaal. Spreek ek nuwe longe. Ek spreek 'n nuwe hart oor oom Japie, Tannie Susan. Ek spreek ek gesondheid en 'n verjonging in die liggaam, 'n verjonging in die siel, 'n verjonging in die gees, en elke man en vrou in hierdie plek en 'n gesiekte probleem. Ek bind dit nou van deur sy wonde en daar vir ons almal volmaakte genesing gekom. Heilig, heilig, ewig, hierdie rein, hierdie heilig, hierdie almagtige God. Ek sien nou die tyd. Dankie vir julle geduld. Dankie vir julle lankmoedigheid. Mag die seën op julle rus, soos nog nooit tevore. Vergun my net, ek wil nou elke geloofsuiting wat hier losgegaan het, elkeen wat nou met sy liggaam gewys het, ek bring u voluit in. Ek verseël dit nou met sy bloed, sodat geen demoon dit ooit weer van jou sal steel nie. Dit wat jy nou gekry het, sal bly, en dit sal heilige offers word. En dit gaan groei, sodat jy volle sukses in sy volheid, volle sukses in sy volheid gaan en sal bereik. Gaan met hierdie oorgawe en gaan eet nou jou sukses, gaan drink nou jou oorvloed, maak jou nou deel van hierdie volheid, maak jou deel van hierdie sukses, hierdie volle oorwinning. Ek is in hom, Jod-Hei, Vav-Hei, tot sy lof, tot sy ere, tot sy heerlikheid. Laat dit so wees. Halleluja, halleluja. Prys hom. Kan die sitplekke vir 'n oomblik neem, en terwyl u die sitplek neem, maak ek in jou gees vars, intieme gemeenskap met hom los. Vars, intieme gemeenskap. Dit wat ek vanmôre probeer vir jou bring het, om net hier te hoor help nie. Dit moet hier gehoor word. Hierdie gehoor vind net deur intimiteit plaas. Met ander woorde, toewyding aan hom, gemeenskap met hom, en jy's alleen met hom. En dit wat hy jou hier bevrug, dit is jy. Amen. Dit leer jy. Jy gee nie om wie se wat nie. Jy gee nie om wie lag vir jou nie. Jy het hier gehoor. En nou lewe jy. Laat dit vir julle almal so wees. Hy sê, u is sy liggaam, die volheid vir hom, wat alles en almal vervul. En hoor nou, en julle, het hy vanmôre lewend gemaak, wat dood was, deur een of ander swakheid, deur een of ander iets wat nie reg was nie. En vanmôre vul hy julle met sy volheid. Wederbaar hy julle gees. En vat hy julle, sodat julle saam met al die heiliges in die lig maksimaal sal ervaar. En maksimaal sal belewe. Laat dit so wees.